wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Net wanneer 'n mens dink alles is rustig en dit gaan goed in die groot bos, dan steek daar weer 'n gedoente sy kop uit. Mina Muishond het so ewe weer staan en wasgoed ophang, toe Katrina Kraai windverwaaid daar by haar aankom. Mina, my liewe aarde, wag dat ek eers my asem terugkry. Genade vrou, wat gaan nou aan? Kyk hoe lyk jy. Sê Mina Muishond en gee vir Katrina Kraai 'n glasie water. Toe, drink die water en kom sit hier by my. Jy is so windverwaaid. Wat het tog nou weer gebeur? Vra sy vir haar. Jy sal nie glo nie. Ek vlieg net nou daar ander kant by die lang bome verby, toe ek op die vreemdste gedierte afkom. Hoe bedoel jy vreemd, Katrina? Wil Mina Muishond weet. Vreemd, mens. Weet jy nie wat vreemd beteken nie? Probeer Katrina nog om haar asem terug te kry. Natuurlik weet ek wat vreemd beteken. Van watse vreemde dier praat jy? Vra Mina Muishond en gaan sit langs haar. Dis die afgryslikste ding wat ek nog ooit gesien het. Dis so 'n ronde, vet, pink ding met klein oogies en kort bene. Sy stert lyk soos die krul van 'n bobbejaantou. Die ding lyk amper soos 'n vlakvark, maar hy maak die naarste geluide en hy kan glad nie in die son kyk nie, Sê Katrina Kraai en gril so dat sy byna omval. Is jy seker dit is nie net 'n vlakvark wat vir 'n verandering 'n bietjie in die rivier gebad het nie? Vra Mina. Nee, vrou, ek weet pas hoe lyk 'n vlakvark. Ek sê vir jou, hier is onheil in die bos. Ons sal moet wegkruip vir hierdie ding. Hy is vreemd en hy gaan groot skade hier in die bos maak. Sê Katrina Kraai. Maar wag, ek moet by die huis kom voor die ding hier aankom. En daar trek sy weer. Mina het haar so agterna staan en kyk, toe Ali aap daar verbykom. Ali, het jy gehoor van die vreeslike gedierte hier in die bos? Vra Mina Meerkat. Nee, wat 'n gedierte? Vra Ali en kyk skielik rond. Hy's maar 'n baie bang aapie. Katrina Kraai was nou net hier. Sy sê hier is 'n groot pink dier met sulke skreefies oë wat soos 'n tier se oë lyk. En hy het kort bene en 'n slurp. En hy brul amper soos koning Louis Leeu en jy moet versigtig wees, jong. As ek jy is, loop ek nie hier rond nie. Jy weet nooit wanneer kom hy hier aan uit die bosse nie. Sê Mina Meerkat. Sy's nog besig om te vertel, toe is Ali aap al in 'n boom en swaai van tak tot tak reguit huis toe. Op pad huis toe maak Ali goue draai by die rivier om 'n bietjie water te drink. En daar sien hy vir Krokkie krokodil in die son lê en bak. Krokkie, ek sal nie sommer so hier in die son op die sand lê en bak as ek jy is nie, Sê Ali en kom nader aan die rivier om gou 'n bietjie water te drink. Nou waarom dan nie? Vra Krokkie ewe. Ek hoor nou net, hier is die vreemdste ondier hier in ons bos. Dit is so 'n groot, lang, rooi dier, met net sulke kort bene soos jy, maar sy mond het baie meer en skerper tande as joune. Hy brul soos 'n hele trop leeu's en verskeer alles wat in sy pad kom, Sê Ali en praat homself nou baie bang. Maar wat vir 'n ding sal dit nou wees? Ek weet nie van sulke diere hier in die bos nie, sê Krokkie. Maar baie dankie dat jy my kom waarsku het. Ek swem nou sommer dadelik daar na die oorkant van die rivier toe. Ek hoop tog net nie die gedierte kan swem nie, sê Krokkie en begin aanstaltes maak na die water toe. Ek weet nie, jong, maar ek gaan nie hier staan en wag om te kyk hoe hy lyk en wat hy alles kan doen nie. Ek gaan nou huis toe. Ons ape moet saam staan en ons veilig hou, sê Ali aap en daar trek hy weer van boom tot boom. Net toe Krokkie in die rivier wil inglip om te gaan skuiling soek, kom Wolf daaraan om ook water te drink. Ou wolf, ek sien nie sommer so houtgerus hier rondloop as ek jy is nie, sê Krokkie en kyk rondom hom. Nou waarom nie? Vra Wolf en kyk ook rond. Hier is 'n vreemde gedierte in die bos. Gemens weet wat dit is en waar dit vandaan kom nie. Ek hoor hy het 2 lang monde en elke mond het meer as 1000 slagtande. Hy het ook 2 tonge wat soms so by die 2 monde uitkrul. En dan is daar sulke dorings oor sy hele lyf. Dit lyk amper soos die dorings van 'n hakensteekbos.
En as jy in daardie dorings beland, is dit klaar praat met jou. En as daar van sy spoeg op jou beland, smelt jy sommer so weg soos 'n blokkie ys. As jy nou seker van die dier, Krokkie? Vra Wolf nou baie bekommerd. Jy kan maar van almal vra wat hom gesien het. Dis verskriklik. Jy kan glad nie in sy oë kyk nie, dan verander jy in 'n miskruier. 'n Miskruier, sê ek jou, sê Krokkie en draf vinnig in die water in. Ons mense, dan moet ek gou water drink en oordraf daarna oupa Uil toe. Ek is seker hy sal weet wat om te doen. Maar ek moet hom gaan waarsku, dink Wolf by homself en drink gou 'n bietjie water voordat hy koers kry na oupa Uil toe. Arme ou Wolf is so bang, hy weet nie waar om te trap of waar om te kyk nie. Hy's net so bang, hy kom op die vreemde gedierte af. Hy weet glad nie wat hy sal doen as hy die ding moet sien nie. Hy sal hom beslis nie aanval en probeer byt nie. Hy sal maar net stilletjies moet beweeg, sodat hy so min as moontlik raas in die bos. Oupa Uil sal seker weet wat hulle moet doen. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.